as julle nog nie gekyk het, gaan kyk ons eerste video, dit is 'n introduction gewees, dan sal julle ook weet wie ons is. Ja, welkom. Hoe was jou week? Om eerlik te wees, was actually baie besigger as laasweek gewees. Bietjie meer soos, weet nie net soos bietjie meer gestres, bietjie meer besig actually. Maar dis okay, dit is daarom nie te bad nie. Ja, joune? My week was ook besig. Ek is baie besig, maar anyway, dit is fine. Ek het baie gedink oor die feit dat dit voel vir my asof in die laaste sê paar maande of van die begin van die jaar of so, dat meer mense teruggaan na die struktuur van geloof. Ja, en ek het toe nou gedink daaroor en ek het met jou gepraat daaroor en ek was actually die naweek in 'n kerk gewees, nie die eerste keer nie, maar ek was. En dit was 'n nice ervaring, ek dink. Ja. Wat 'n kerk was jy gewees? Ek was by 'n NG Kerk. So ek was gedoop in 'n NG Kerk en ek het groot geword. Ja. Ek is gedoop in 'n NG Kerk. En ek het groot geword in 'n soos NG environment en vanaf ons getrek het van Rustenburg af het ons nie meer kerk toe gegaan nie en toe het baie goeders gebeur, maar ek tot en met graad 1 toe basically kerk toe gegaan elke Sondag. Okay, maar so van graad 1 af nie regtig nie. Ja. Okay, dis 'n hele leeftyd omtrent nie. Dis wat ek verstaan het, soos ek het verstaan dat jy nie ek het nie geweet jy is gedoop nie. Jy is dan obviously nie voorgestel nie. Nee, nee. Okay, ek gaan nou verduidelik. Ek is ook nie voorgestel nie, maar ek weet soos die NG Kerk het byvoorbeeld is ek moet ook dood eerlik wees, ek weet nie alles van dit nie omdat ek het nie groot geword in 'n NG Kerk. My ouers was meer soos charismatiese kerke, soos mens skryf byvoorbeeld die Selkerk wat ek meer al groot geword het in. Maar ek weet soos die NG Kerk het byvoorbeeld, ek dink as jy ek wil nou nie, soos ek is nie presies seker oor die ouderdom nie, maar ek dink as jy soos maybe graad 11 is, dink ek, dan het jy soos ja, dan jy word dan as ek reg verstaan, jy word soos aanvaar in die kerk as 'n groot mens. Ja, en ek dink ook soos dan kan jy soos hulle het 'n series van soos ek wil sê Sondagskool klasse voor die tyd wat hulle deur dit gaan en seker maak jy verstaan wat dit beteken en dan word jy half nou voorgestel die dag en almal wat saam met jou is voor in die kerk en jy dan basically dis soos 'n tipe van 'n eed wat jy half sê, okay, ek commit nou en dan van daar af dink ek kan jy ook nagmaal gebruik want voor die tyd mag jy nie regtig in die kerk nie. Yes. Maar daar's baie kerke wat dit doen. Ek het ook nie dit geweet nie. Ek het gedog is net ek is seker van die NG dominasies wat dit doen, maar ek het gedog is net die NG Kerk. Want byvoorbeeld by die Selkerk word dit nie gedoen nie. Jy kan ek weet my ouers het laat ons nagmaal gebruik vandat ek soos kan onthou. Seker obviously nou nie 'n kind nie. En dit was meeste van die tyd drywe sap, maar ek bedoel soos ja, ons het anyway nagmaal net gebruik. Onthou maar ek sal nou weer dit opbring. Ek het eintlik al die naweek daaroor ook gedink, maar ek sal nou dit opbring. Ek wil eers net gevra, so jy was nou by die NG Kerk gewees en hoe was dit? Soos wat het gebeur? So die Sorry, jy was laas in graad 1 in die kerk gewees. Nee, ek was al van tevore in 'n kerk gewees, obviously. Van Soos mense wat my nee, soos hoekom sou jy gegaan het? Wat mense wat jou saamgenooi het? Ja, mense wat my saamgenooi het want ek was oor ek voel partykeer oor ek groot geword het in die sin van mense hoef nie noodwendig kerk toe te gaan om gelowig te wees nie. Het dit my die geleentheid gegee om ander te explore en ek dink op 'n stadium in my lewe het ek glad nie geglo dat daar 'n God is nie. Ek was baie teen dit gewees, want dit het net vir my meer vrae gebring as wat dit vir my antwoorde gebring het. En
lewenservaring obviously bou op tot 'n mens se perspektief van die lewe. So ek dink nou dat ek bietjie ouer is, het ek die kans gekry om anders daaroor te dink. Vir die afgelope, kom ons sê 6, 7 jaar, maybe het ek altyd geweet dit kan nie, daar kan nie niks wees nie. Daar moet iets wees, daar moet iets groter wees, of dit nou een persoon is of een entity is, nie persoon nie. En of dit nou 5 entities is, daar moet iets wees. En dit kan bewys word deur science ook. Wat ek dink baie gehelp het met hierdie conclusion, want dis weird nie net vir myself nie, maar ek dink daar's baie mense daar buite wat sukkel om goeders te comprehend wat hulle nie kan bewys nie. Maar mens kan bewys dat daar wel iets groter moet wees deur die logiese, in my kop, logiese argument van energie. Soos energie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit weet ons almal. So dit beteken dan vir ons om te bestaan, moes daar moes energie gewees het vir ons om te bestaan. Vir ons om... Ek dink daar's baie vir en teen argumente vir dit, maar ek dink soos mens kan, dis verskriklik baie half, ek dink mens kan ek en jy kan 'n dedicated episode half doen op dit. Dit is ook 'n goeie idee. Maar so jy het basically kerk toe gegaan met die intent van, soos jy verstaan ek reg dat jy bietjie meer half begin voel het, soos okay, ek voel dalk aan 'n conclusion, of wat, soos wat het jy, hoekom het jy actually gegaan weer? Okay, so sorry, dit was 'n lang storie net om by dit uit te kom, sorry. Okay, so ek het besluit om weer kerk toe te gaan, so dis nou nie te sê dat ek elke naweek NG Kerk toe gaan nie, ek is nog in die exploring phase van watter kerk nou toe ek wil gaan, maar vir my was dit soos, ek sien al hoe meer mense teruggaan na die struktuur van lewe. Dit voel vir my, veral met die navorsing wat ek doen vir my studies, wat baie liberaal is, voel dit vir my asof mense ongestruktureerd is en die mekaar en anxious is die hele tyd. En ja, dis baie chaotic al, mense voel soos alles verander konstant. Yes, en dit voel vir my asof ons generasie mense weer terugkeer na dalk nog nie die verlings mense, die baie liberale mense nie, maar dit voel asof ons terugkeer na 'n struktuur van lewe, en geloof is 'n baie goeie manier om dit te doen. Maak nie saak watter geloof jy deel is van nie, want elke geloof het 'n struktuur waarop hulle lewe baseer. Die Bybel het die 10 gebooie, waar jy dis die struktuur om lewe te sorry, kan ek ja. insit? Dis een van die groot dinge vir my gewees, soos die oomblik as mens wegbeweeg van so struktuur af, dan, dit was vir my 'n groot ding gewees, soos, jy het voor die tyd weet jy, okay, daar's sekere dinge wat jy mag en nie mag doen nie. En ek weet dit obviously, daar's 'n groot vraag oor, moet jy gelowig wees om moreel te kan optree? En ek sê nie jy moet kan nie, maar dit help verskriklik baie. Dis 'n groot ding vir my gewees, soos in die proses, ek sal nou, obviously dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag, maar ek bedoel net soos, mens gaan deur fases waar, dit was vir my 'n groot ding, toe ek moes besef, okay, weet jy wat, ek commit ook nie so baie aan al hierdie riglyne nie. Nou, wat gaan my nou maak dat ek 'n goeie besluit neem en moreel optree? So dit is definitief, dis daai wat jy sê van, geloof bied vir jou struktuur wat dit soveel makliker maak eintlik om te raak te sien wat jy verkeerd doen. En sorry, ek wil net hierso, ek kan ook nou onthou my laat ons oor meditation hierso praat, want dit is baie belangrik. Maar okay, anyway, ja, continue. Ja, so omdat ek groot geword het in 'n Christen, omdat ek
Ek nie noodwendig groot geword in 'n Christen huis nie. Ek sê nie my ouers is nie gelowig of my familie is nie gelowig nie, maar dit was nie spesifiek soos bid elke aand vir ons eet. I mean, ek kan nie onthou, ja, anyway, needless to say. Sorry, dis contrasting van wat ek byvoorbeeld ons bid voor ons eet, Sondag het ons saam Bybel, daai tipe goed, dis anders as dit gewees. Ja, dit het glad nie gebeur in ons huis nie. Ja, die rede, okay, wat ek wil bykom uit, is die rede hoekom ek gaan na 'n Christenkerk toe, is omdat dit is wat ek ken, die meeste. Dit is wat ek die meeste aan blootgestel is, en die ander gelowe is nie, dit is nie, ek sê nie dis verkeerd nie, dis net, I guess dis personal opinion, dis en personal preference, dis nie, is wat ek ken. Ek ken 'n Christen kerk en geloof, meer as wat ek enige ander gelowe ken. So ja, ek try dit nou. Dit maak mens ook effens half, soos mens resonate met van die goed, en dit maak mens gemakliker om dit verder te explore ook. Ja, En ek dink soos baie ander gelowe gaan ook hand aan hand met 'n tipe nasionaliteit of 'n tipe kultuur wat mense het. En Christendom is baie eeners met die Afrikaanse en Afrikaner kultuur. En ek dink dis ook hoekom mens ekstra aanklank of daarbey vind. Jy weet generasies voor jou het dieselfde tipe geloof, alhoewel daar veranderinge hier en daar was, dieselfde tipe geloof gehad, en vir daai rede vind mens net natuurlik meer aanklank daarbey, dink ek. Ja, en ons het al oor hierdie gepraat. Ek is 'n baie groot voorstander vir die Afrikaanse kultuur. Vir enige kultuur actually, nie dat ek enige ander kultuur Ja, maar dis practice nie, maar dis albei van daai kan waar wees op dieselfde tyd. Ja, ek is net 'n groot voorstander vir jou eie kultuur. Jy moet dit preserve, anders gaan dit verlore raak. En ja, jy hoef nie dit te preserve in 'n manier wat dit nooit gaan verander nie. Obviously, kulture verander en develop soos wat dit aangaan. Anders sou ons vandag nog in huitjies gebly het met ek weet nie wat nie. So Ons maasdaling. Maar okay, so toe jy nou gegaan, ek weet vir my een van die groot dinge was toe omdat ek nie groot geword het in 'n NG Kerk nie. My ouers het ek het groot geword met die idee dat, en ek dink dis iets wat baie charismatiese kerke doen, is hulle sê, okay, weet jy wat, ons het aanbeweeg. Ons is vorentoe van wat die NG Kerk was, soos hulle het geprogress. En saam met daai idee van progression kom dit ook half in dat ons is nou, ek sê nie hulle sê dit nie, maar dit het die idee oorgegee van ons weet 'n bietjie meer van dit as wat hulle doen. Soos hulle is die baseline van dit. En dis ook ek dink hoekom ek gaan nou aangaan met my sin, maar ek dink dis ook hoekom dit lekker half is om terug te gaan na 'n NG Kerk toe, want dit voel of mens teruggaan na, ek sê weer eens nie dit is die baseline nie, maar dit voel tog onbewustelik dalk bietjie asof mens terugbeweeg na die baseline toe. Soos asof dit by die kern van dit is, en jy half kan teruggaan net na hierdie gaan nou baie verkeerd oorkom en ek bedoel dit glad nie so nie, want dit is glad nie wat dit is nie. Maar terugkeer na 'n platoniese, egte half tipe ontdekking, wat ook al dit wil noem. Ek sê nie die ander mense. Ek stem saam met jou tot 'n mate. Ek dink daar is plek vir kerke wat goed anders doen. Soos nou nie om uit te sonder nie, maar soos Unite 180 wat meer gaan oor die wat noem jy dit? Wat is die woord? Verwys jy na meer so spiritual ervaring? Ja, hulle dis meer oor die
worship, praise and worship van God, as wat dit is oor, obviously hulle het preke, maar vir my ervaring is, dit is meer oor die praise and worship van God, as om die woord van God te hoor. Dit is amper asof my ervaring, asof Ja, kom ons sit soos sommer hulle dit in jou in. jou verantwoordelikheid maak om die woord van God deel van jou te maak, en dan op Sondag gaan jy om half dankie te sê daarvoor. Waar NG Kerk, jy gaan en jy hoor die woord van God en dan het jy tyd in die week, maar weer eens my ervaring en my opinie, maar tyd in die week om daardie woord van God wat nou die Sondag gespreek was, deel te maak van jou en te praise and worship. Ja, so kyk, ek dink ek is okay, so sorry, ons het nou baie dinge gesê, so ek wil nou kind of net my gedagtes by die dinge wat ek oorspronklik wou gesê het, wat was dat, maar sorry, as jy sien ek kyk af, ek skryf 'n nota. Ek gaan net nou oor die praise and worship sê, maar wat ek wou gesê het is, dit was vir my 'n groot ding toe mens in die NG Kerk toe nou in. So omdat ek nie groot geword het in die NG Kerk nie, het ek nou verduidelik wat die tipe sienswyse was oor die NG Kerk. So toe ek nou in die NG Kerk ingaan, was dit presies wat jy sê, dis 'n groot kontras tussen hoe daar gepraise en worship word byvoorbeeld. Ek moet wel sê, ons is nou in 'n kerk in Bellville, 'n NG Kerk, en dit is vir my baie anders as byvoorbeeld die NG Kerk wat in Ventersburg was, waar ek groot geword het. Waar die oggenddiens is meer soos dit, maar omdat ons in die aanddiens gaan, is dit baie jonger mense. So praise and worship is baie meer lively. Maar ek dink ook daar's 'n groot hoeveelheid van die mense wat na NG Kerke toe gaan, wat juis nie wil gaan en hande in die lug sit en daai tipe goed doen nie. En dis waar baie van die charismatiese kerke is dit meer genormaliseer. Maar so wat vir my belangrik is obviously om uit te wys, of iets wat kyk, my brein gaan nou patrone. Disclaimer wat Annika gesê het, hier is obviously net ons eie opinies. So as jy hierso luister, moenie dink ons offend jou nie. Ons sê net wat ons dink. Dis hoekom ons hierdie doen. Maar so wat ek byvoorbeeld baie versigtig is vir deesdae at least, ek het definitief, ek wil nie sê ingekoop nie, maar ek het dit op 'n stadium baie geniet, maar iets waarvoor ek baie meer mindful is deesdae, is dat ek nie wil omgekoop word deur die meegevoel van hoe iets in die oomblik voel nie. En alhoewel dit 'n baie lekker ervaring is, as jy praise and worship en jy voel daar's 'n tipe van 'n unity, en baie keer is dit daai oomblik wat die musiek, die instrumente stop en is net die mense wat saam sing, en jy voel daai unity, en soos almal, dit kan baie maklik, ek sê nie dit doen nie, maar dit kom vir my baie maklik oor asof daar 'n gevoel geskep word wat hulle wil hê moet jou meevoer. En ek waardeer net op hierdie oomblik meer daai idee van, okay, ek word nie meegevoer met 'n gevoel nie, wat ek voel is binne my op die oomblik. En ek dink dis hoekom ek meer aanklank vind by ek gaan kerk toe, daar's praise and worship, maar dis nie praise and worship in die sin van almal doen dit, daarom word jy saam met die gevoel gevat nie. Jy kan tot 'n mate eintlik jouself reguleer tot 'n mate, as ek dit sou wil sê. Soos ek voel baie meer binne in myself. Ek het dit nou baie lank gevat eintlik om by die punt te kom, maar ja, ek waardeer op hierdie stadium meer die reserved met tipe van praise and worship. Ek dink dis vir my lekker op hierdie stadium. Ja, so dit was nou obviously die kerk wat ek gaan, dit was ook bietjie meer reserved geweest, die NG Kerk. Ja, definitief. So die dominee het gepraat oor Efesiërs ja, Efesiërs 1 tot 14, ja. Ja, tot 14. So, dis my altyd interessant, sorry, ek chip nou baie in, maar dis my altyd interessant, party dominees gee nie mooi konteks nie, het hy konteks gegee, of nie regtig, het hy net soos begin. Hoe bedoel jy konteks gee? Dus Efesiërs gaan byvoorbeeld, ons het dit nou by die sel gedoen, dis hoekom ek hierdie weet, maar Efesiërs gaan byvoorbeeld oor waar Paulus in die tronk is, en dan skryf hy briewe uit die tronk uit.
Ja, hy het dit gesê. Hy het vertel daarvan. Ek wil net gou Sorry, terwyl ek kyk vir dit, kan ek miskien sê, en ek het hierdie vir jou in die week ook gesê, maar ek het na die tyd ook daaroor gaan dink. En dis vir my op 'n stadium half, of kom ek sê so, die eerste 1 of 2 kere wat ek weer, nee, die eerste keer wat ek weer gegaan het kerk toe was actually baie cool geweest, want dit was 'n goeie predikant, 'n vrou geweest, dit het mooi gepraat. Maar mense het half, ek het besef, weet jy wat, okay, party preke, baie keer sê die dominee iets, maar dit gaan oor wat jy wegvat daarvan af en hoe jy dit reflekteer op jou eie lewe. jy het dit Sondag vir my gesê. Ja, dis nogal vir my nice as jy kan sit en sê, okay, weet jy wat, hierdie is iets waarmee ek resoneer uit sy preek uit en dis hoe ek dit persoonlik gaan maak. En ek dink dis wat dit anders maak as jy sit en jy gaan kerk toe en jy actually neem dit in, as waar jy kerk toe gaan en net hoor en dan, dis daai wat jy gesê het, soos jy moet na die tyd in die week, dit gaan daaroor dat jy nie net Sondag hoor nie, maar jy gaan na die tyd net soos actually gaan sit en dink daaroor nie, jy regtig wonder. Ja, so een ding wat ek vir jou gesê het, okay, so die dominee van Sondag se kerk, dit was weird geweest, want terwyl ek daar gesit het en geluister het na wat hy sê, het dit gevoel asof hy soos dit het letterlik gevoel soos 'n trance, soos asof sy woorde my net nader en nader en nader aan hom getrek het, wat ek dink great is. Ek dink dit is 'n baie goeie karakteristiek van 'n dominee, want I mean, hy moet aandag kan hou. En Want jy luister vir omtrent dit wys dat jy nie geweet het wat hy gaan sê nie, want jy hang actually aan sy lippe om te hoor wat hy volgende gaan sê. Dis nie net 'n sorry, Alnike, yes, ek chip verskriklik in. So kan maar nie. dis presies wat dit eintlik so lekker maak om weer terug te gaan, want op 'n stadium raak mens half, dit raak afgewater en jy voel jy weet wat die volgende ding gaan wees. Maar as jy teruggaan dan jy sê, ek kan nie heeltemal onthou nie. So het jy al daai meme gesien waar dis soos 'n boekklub, dis soos 'n videoetjie, dan sit 'n boekklub en dan lees hulle, dis eintlik soos 'n selgroepie, maar die ou dink dis 'n boekklub. Dan lees hulle die Bybel. Maar dis die eerste keer wat hy die Bybel lees. En dan kom hulle by die deel waar Jesus nou gekruisig moet word. En dan sê hy soos, don't tell me what happens next, he's gonna die, nee. He's gonna die. En dan spoil iemand dit vir hom en dan sê hulle, ja, but he's gonna live again. En dan sê hy so opgewonde want hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. En so dis half daai wat jy sê, jy hang in sy lippe want jy wil weet wat hy volgende gaan sê. Ja, anyway, so hy het gepraat oor kan nie onthou nie. Efesiërs. Efesiërs, dankie. Van dat God almal liefhet, daai tipe. Yes. Hy het gepraat oor almal, soos God is lief vir almal en whatever. Nie whatever nie, maar anyway. Een ding wat my wel gepla het is dit het gevoel asof hy en regtig niks teen die dominee nie. Ek dink dit is net die perspektief van sekere Christene wat half gelei het ook tot ek wat nie glo in God nie. As ek nou moet terugdink daaraan, maar soos dit het gevoel asof hy gegaan het, God is lief vir almal, solank jy 'n Christen is. Solank jy so dit het my gepla. Dit het my gepla en ek het 'n hele paar vrae gehad want ek was soos, en obviously as jy in 'n kerk is, soos, jy voel stupid om jou hand te wil opsteek. My vader Sheldon Cooper steek sy hand op nie. Nee. So toe het ek nie, maar my grootste vraag was is hoekom sal God sê hy is lief vir almal wie hy geskep het as daar 'n voorwaarde is tot dit. Soos die voorwaarde van jy moet 'n Christen wees. Dit is hoekom ek ook hesitant is van die begin af om kerk toe te gaan, juis oor daai rede, want ek het die chakras op my rug getattoo, wat 'n baie boeddhist ding is om te doen.
sorry. Ek is nie teen enige geloof nie. Vir my is geloof baie similar. Maak nie saak watter geloof dit is nie. Juis oor die structure daarvan. Sorry. Dis fyn. Bella het al balletjie onder my tafel ingegooi en nou soek sy hom. Oh, shame. Um, Ja, maar so, okay, dis die ding Ja. van Efesiërs, want ek dink Efesiërs sê, especially in daai eerste deel praat dit oor hoe die Jode wat hy verwys na as die Gentile, die Jode eers geliefd was en kyk wel, die Joodse nasie was eers liefgehê en toe word die Gentiles ook net so liefgehê soos die Jode. So dan sit nou almal wat half in Jesus glo. Dis waar op dit half Ja. neerkom as ek dit reg verstaan. So ja, dis moeilik obviously want mens wonder. Ek self wonder. Dis iets wat mense sal verkontempleer want ja, dis obviously nie hoe mens liefde of regte liefde verstaan nie. Ja, en ek dink die feit dat dit my gepla het was juis oor daai van die wetenskap perspektief van energie word nie geskep of vernietig nie. So as daar 'n higher being of 'n god of gode is wat 'n groter Bella gaan nou vir my blaf. Sorry. Wat 'n groter energie moet hê. Dan hoe kan ons sê dat daar net een geloof is wat moet connect aan daardie higher being? I mean, hoe kan ons weet? Ek weet Christene gaan die Bybel, dis die woord van God. Dit is nie regtig nie, dit is net mense wat dis fisiese mense wat hulle perspektief van God gaan skryf het. In my oë, in my opinie, wat daardie struktuur geskep het. Net soos wat Boeddha is. Okay, het jy dit gehoor? Sorry. Okay, laat ek net gaan die walletjie vir hy tot. Okay. Wat ek wel vir jou kan sê, nê, is daar's obviously baie, ek dink mense word daar baie geleer en hierdie is dalk nou, ek wil nou nie wegstap van die geloof van die topik van geloof of nie, maar mense al word baie geleer hierdie idee van soos daar's een manier om iets te doen of daar's 'n absolute. En ek dink dit is 10 maande terug het Jordan Peterson 'n gesprek opgelaai met 'n vrou. Ek honestly is so sleg met name, ek is sleg met name onthou van mense wat op podcasts was. Maar so dit was 'n vrou gewees, sy was ouer gewees, ek 'n pophare. En hulle het gepraat oor soos mindfulness en so. En een van die goed wat sy gesê het in die begin van die gesprek was, so as jy, hoeveel is 1 + 1? 2. Okay, maar as jy een wolk vat en jy vat nog een wolk, dan hoeveel wolke het jy? 1 wolk. Of as jy soos kougom vat en jy vat een kougom en nog 'n kougom en jy skou dit en dan is 1 kougom. Of soos ek dink genoem van soos wasgoed was die ander ding. 1 bondel wasgoed en nog 'n bondel maak dit 1 groot bondel wasgoed. So dis half hierdie van as mens regtig begin dink oor van die goed, dan is dit nie altyd net so eenvoudig nie. Maar wat ek geniet van dit is ek het groot geword met die idee van dis verkeerd om te dink oor hierdie goed. En dis vir my eintlik so lekker om te besef dat deur te dink oor dit is eintlik om beter te leer ken wie God is. Soos dis om by die waarheid uit te kom en as God die waarheid is, dan tegnies gaan jy by hom opeindig. En dis wat vir my so lekker is van byvoorbeeld waar meditation vir my inkom. So dis regtig vir my lekker om te sit en stil te sit en te dink, okay, weet jy wat is dit? Soos in daai gesprek onder andere, ek onthou dit want dit was my so nice geweest eintlik is. Ek dink Jordan Peterson letterlik maak die gesprek oop deur iets te sê soos meditation is wat was dit? Meditation, soos dit is paying attention to what you're paying attention to. En dis wat dit vir my half is om te praise en worship tot 'n mate en om
meer gelowig te raak of om te leer ken wie God is. Dis nie noodwendig net om jou Bybel te lees en alhoewel dit 'n groot deel van dit is en om kerk toe te gaan 'n groot deel is van dit, wat my nou herinner aan een van die groot vrae wat ek nou wou vra, so gaan 'n nota maak. Want ek gesê geloof beteken nie noodwendig kerk toe gaan nie. Ek het daar 'n nota huis wat ek vergeet het. Maar soos ja, is ook om te sit en te dink, okay, weet jy wat, waaraan dink ek? En deur te dink oor hierdie tipe goed, deur bewus te wees dat jy dink oor wat dit beteken om God te aanbid, wat dit beteken om hom nie te aanbid nie, wat dit beteken wat God is, wie hy nie is nie, of hy iets is en of dit is of wat ook al. Soos dit is deel van die proses. Dis nie net daai oppervlakkige van, okay, ek mag nie vloek nie of so. So dis bietjie dieper as dit en dis wat dit eintlik beteken en dis my lekker dink ek om tot 'n mate te besef, okay, weet jy wat? Sorry, ek gaan nou net op 'n rant gegooi so gaan. Maar ek wonder, jy kan ook hierop beter spreek as ek. Maar byvoorbeeld kunstenaars, né? Die doel van 'n kunstenaar dink ek is om daar's so baie van hierdie goed wat ons net as vanselfsprekend aanvaar. Soos byvoorbeeld ons weet hoe lyk blomme, né? Maar kunstenaars vat hierdie prentjie en hulle sit 'n twist half op dit. Jy gaan nie weet dat blomme bietjie uniek is as jy net in jou day-to-day trance is en jy half is soos mindless. Maar kunstenaars kom en dan sit hulle 'n twist op dit en dit half ruk jou uit hierdie mindlessness uit en jy dadelik fokus op hierdie skildery en jy sê, wow, okay, dis actually verskriklik mooi. Maar wat dan gebeur is mense half kyk vir dit en jy sê, okay, maar nou weet ek dis mooi en nou gaan ek aan. En dit is eintlik net soos half 'n quick state of mindfulness en dan beweeg jy weer uit dit uit. En dan jy net weer jou mindless self. So daai idee van om constantly te weet dat jy nie regtig weet nie, is vir my eintlik soveel nader aan om te leer ken wie God is en wat dit beteken om hom te aanbid, as om net te sê, okay, weet jy wat, ek weet wat die Bybel vir my sê. Ek weet nie, byvoorbeeld met jou studies, voel dit vir jou, ek dink actually hierdie is ook een van die redes hoekom jy like wat jy doen, is juist omdat jy kan uitwys wat dit is wat mense vir obvious goed vat. Ja. Ja, wel ja, dit is kom ek dit like wel een van die redes. So okay. Interessante ding van meditation. Buiten vir die feit dat daar twee tipes maniere van meditation is meditation voilà. Sorry. Shameless, dat is okay. As jy blaf is fine. Meditation Hier is 'n pet-friendly channel. Meditation is 'n baie goeie manier om introspeksie te doen. Even al is dit spesifiek introspeksie met die met geloof, met wat die Bybel dalk sê of wat jy oor gebid het. Vinnige note, ek glo baie soos wat die Bybel doen dat God deel is van ons, of die Bybel sal sê die Heilige Gees, right? So dit connect ook aan die energie kan nie geskep of vernietig word nie. So as ons kom vanaf die groter entiteit se energie af, dan obviously maak dit sin dat die Heilige Gees, as die Bybel sal sê, deel is van ons. En meditation connect jou aan daardie energie. As dit sin maak dit sin? Okay. Ja, soos jy voel meer, dit word daar beskryf as soos om te kyk na die persoon wat dink. Soos jy kyk na daai persoon en dit help jou ook om beter connected te voel. Ja. Yes. So interessante ding, as jy bid dan vra jy vir daardie energie, daardie God, daardie higher being. Ek van dit as God, dis fyn. Ek almal gaan verstaan wat jy sê. Ja, as jy bid, dan vra jy vir God. En jy vra basically vir hulp, want jy gaan asseblief bla 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 waaroor jy ook al bid. In my opinie
bid is baie dieselfde as meditation vir my. Want as ek meditate, dan jy meditate gewoonlik, wat gebeur met my is ek meditate oor my emotional status. So, ek is gestres oor ietsiekie en dan ek gaan in 'n meditative state om uit te figure hoekom ek gestres is oor dit. Om uit te figure wat my insecurity is oor dit. Ek weet klaar wat die vraag, so dit is nie noodwendig om te gaan bid nie. I guess party mense kan bid gebruik om uit te figure wat die vraag is, maar gebruik meditation om die antwoord te kry. Die antwoord, 'n ander ding wat my verskriklik baie pla van geloof, net om dit in te gooi dat hulle verstaan waarvan ek vandaan kom nou, is die feit dat mense dink, en ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê net vir my is dit 'n ding. Mense dink as hulle bid gaan alles net uit die lug uitval en dit gaan gebeur. Dit is nie waar nie. Mens moet jou lewe, jy moet action vat van jou lewe. Jy kan nie net gaan alles is in God se hande nie of alles sal gebeur soos wat dit moet nie, want jy het nog steeds ja, alles sal gebeur soos wat dit moet. Jy het nou net 2 nuwe topics so episodes oopgemaak. Ek maak nou. Wag. Okay, alles sal gebeur soos wat dit moet. Sure, maar jy moet nog steeds werk insit vir dit om actually te gebeur. Right? So ek gaan nie freaking nie dat ek wil nie, maar Olimpiese spele gaan 100 meter hardloop uit die bloute uit net omdat ek gebid het daarvoor nie. Ek moet elke dag, probably 3 keer 'n dag moet oefen, en dan gaan ek moet nog gaan en soos trials doen en approved word daarvoor, en dan gaan ek aan Olimpiese spele speel. Right? So jy moet nog steeds werk daarvoor. Jy kan nie net bid daarvoor nie. En selfde met enige introspective werk. As jy gaan soos, jy is baie gestres en jy bid daaroor, great, bid daaroor, want dan weet jy wat jou vraag is. Dit is great, ek sê nie moenie bid nie. Maar gaan dan mediteer daaroor en figure uit wat dit is. Gebruik die vraag wat jy gevra het in jou gebed en figure uit wat actually aangaan. Ja, ek dink die verskil kom in plaas daarvan om te vra, hoorie, God, vat asseblief weg my stres. Sê, God, hoe hanteer ek hierdie stres? Of yes. Hoe kan ek, en dit is die meditative process waar dit inkom, kom ons sê, meditation/prayer, want in daai sin is jou meditation 'n form of prayer. Ja, en trust me, that meditation is regtig amazing. Nie net, daar's soveel studies daar buite wat sê dat dit jou stres minder maak, jou anxiety minder maak, dit kan jou depressie improve. En dis die doel van prayer ook, dis die doel van prayer, exactly, ja, so dit, ja, presies. Ja, dit kan jou depressie reduce, jy kan 'n groter self-awareness hê, so self-awareness vir my is om te gaan soos Anu wat in die vorige episode gesê het, ek is 'n baie emotional persoon. Ek is. En ek weet baie maklik hoe ek voel in die oomblik. Dit is 'n vorm van self-awareness. Daar's studies wat sê dat dit jou slaap beter maak, en as jou slaap beter is, dan is die res van jou health beter. Dit is soos meditation is hierdie amazing ding wat in jou brein gebeur terwyl jy in hierdie brainwave is waar jy completely relaxed is en fokus op wat jy wil achieve. En meditation is in my opinie baie powerful. Jy kan okay, die 2 maniere van meditation.
gaan dalk help as ek dit verduidelik, is active en passive. So active meditation is, as jy yoga doen byvoorbeeld. Ja, dis daai van om bewus te wees waarvan jy dink. Ja. Yes, om Ja, bewus dit te is wees van die nie net- beweging wat jy doen, ja. Jy moet jou oë gaan toemaak en sit nie, dis nie meditation. Ja, so active meditation kan ewen net wees, as jy stap in 'n parkie of in die straat of wat ook al, of dit kan wees, active meditation kan ook wees om te fokus op jou asemhaling. Ja, natuurlik, ja. Ja, dan het jy passive meditation waar jy sit en dit help om jou oë toe te maak want jy sluit 'n sensory af, maar jy fokus nie op jou sensory experience nie, jy fokus op jou internal experience. Ja, soos ek dink jy kan actually daai even in 2 deel, want ek weet mense kry soos byvoorbeeld meditations waar jy byvoorbeeld nou ek gaan nou begin Sondag ook gaan, maar dis is 'n soundbath klas. Nou dis is basically sulke kristalbals en dan sit hulle so kristalstaffie en dan soos gaan sy deur die bals en staf. So dis nogal baie cool, maar dis soos 'n uur wat nogal baie lank is. Maar dit is obviously ek dink is makliker. Mense dink baie keer meditation is soos, ofwel ek het gedink meditation is soos as jy dis soos hardloop, hoe meer jy dit doen, hoe verder kan jy dit gaan. Wat seker tot 'n mate true is, maar dis ook half daai van dis nie regtig nodig nie, want hoe makliker jy in daai state of active thinking kom of observing, hoe minder tyd het jy eintlik nodig vir dit. Ja. Maar wat ek wou sê is hierdie wat is ons besig om te sê? Ek het gepraat oor active en passive meditation. So passive kan jy half in 2 deel, want baie keer dan as jy 'n passive sensory meditation doen, dan gaan jy byvoorbeeld fokus op hoe jou voetsensors op die vloer voel. En dis ook 'n vorm van meditation. So passive kan jy in 2 deel en sê sensory en internal observation. Wel, dit is nog steeds sensory, maar anyway. Ek verstaan wat jy sê en ja, hierdie is active en passive meditations letterlik net die 2 hoof branches van meditation. So ek het dit net vinnig define, maar die interessante ding van meditation is waar ek by uitkom is dis 'n baie in my opinie powerful manier om jou lewe beter te maak. Want nie net het jy 'n beter mood nie, en beter thoughts oor jouself en beter perspektief oor jouself, maar jy het ook 'n okay, jy het ook 'n beter persepsie oor waartoe jy jou lewe wil vat, in my opinie. Dis belangrik. En as jy, kom ons sê, jy wil volgende jaar seker maak jy kry werk in die Kaap. Okay. So wat jy gaan moet doen, is jy gaan obviously moet aansoek doen in die Kaap. Right? Vir werk in die Kaap. Great, jy het daai gesort. Die fisiese deel van die aspek is gesort. Maar nou gaan jy soos in, okay. Jy kan meditation gebruik om jouself in daardie situasie te sit waar jy klaar daar is. Jy het klaar die werk gekry, jy het klaar, okay, dit klink airy-fairy, maar en dit klink dalk dom om te gaan soos jy gaan in jou kop en jy het die ervaring van jy wat klaar daar is sonder dat jy al enigiets teruggehoor het. Maar wat dit amazing maak is terwyl jy jou meditations doen van jy wat die ervaring het van in die Kaap werk en verander jou lewe, verander jy in 'n fisiese manier jou lewe sonder om maybe bewus te wees daarvan of onbewus te wees daarvan, sodat jy inpas by dit. So jy verander jouself en jou gewoontes om daardie persoon te wees wat klaar die werk het. Ja, dit help jou Interessant. om
te imagine wat dit is wat jy wil hê dit nou moet lyk en wat dit is wat jy moet verander om dit te kan kry. Yes, en deur daai situasie ek probeer my woorde kry, sorry, maar deur daai situasie te envision asof jy klaar dit het en klaar daar is, besef jy wat jy nodig het vir jou om daardie persoon te wees en dan in die proses vir jou om daar uit te kom, verander jy jouself. En dis dalk nie massive veranderinge soos freaking hare sny of 'n nuwe klereklas gaan koop nie, dis of nie 'n wat nuwe klereklas of dit is nie dit nie. Dit is klein micro goeder soos die manier hoe jy boodskappe antwoord byvoorbeeld of die manier hoe jy praat of die manier hoe jy met jou familie tyd spandeer of jou vrye tyd spandeer. Verstaan Dis 'n goeie voorbeeld want baie keer mense is geneig om te sê hulle is familie-georiënteerde mense. En dis 'n baie belangrike ding om te sê, okay, weet jy wat? Ek imagine myself in die toekoms. Wat sien ek? Ek sien myself met 'n goeie familie. Ek wil familie-georiënteerd wees. Wat het ek nou nodig om te verander sodat ek dit kan hê? En dis daai verandering, want dis nie 'n verandering wat jy dan moet maak nie, dis 'n verandering wat jy nou moet maak. Jy moet nou jou familie begin value. So dis presies, dis 'n goeie voorbeeld dit. Ja, so okay. Meditation het 'n baie groot impak op 'n mens se lewe en dit beteken nie jy moet al twee tipes meditation doen nie. Even ek doen baie meer passive meditation as active meditation. Ek doen baie meer active meditation as passive meditation, sorry. Passive meditation is moeilik want mense brein is so besig met klomp goeters, dis moeilik om die buitewêreld uit te sny. Maar deur active meditation is dit ook makliker om dit te doen want jy fokus op een spesifieke ding. Jy fokus op ek hike baie, so ek doen baie active meditation terwyl ek hike. Jy fokus op die surface onder jou, want jy obviously jy moet kyk waar jy trap en sê as jy verkeerd trap en jy seer kry. En deur dit te doen, allow ek my brein om die belangrike goeters wat my pla tot surface toe te bring. En dan kan ek deel daarmee. Die ding is, mens kan ek dink mens, soos ek gaan nou, okay, so jy kan 'n persoon kan maksimum 2, miskien as jy goed is 3 sensory goed op een slag waarneem. So as jy nou dink aan jou voet, gaan jy miskien aan die gevoel wat jou regtervoet het, maybe jou linkervoet ook kan imagine op dieselfde tyd, maar jy kan nie beide jou voete en jou hand nie, want dan begin een van die nie so bewus raak van dit nie. So dis wat dit help as jy active meditation doen, is jy is klaar gefokus op die een ding wat nie kan verander nie, want jy moet stap. So dit maak 'n spasie baie minder, dit maak dit makliker om te fokus op een ander ding wat jy dan kies om jou gedagtes te wees, waaras as jy sit, hoef jy nie aan dit te dink nie, so daar's baie ander goed waaraan jy kan dink. So ja, dit maak vir my sin. Ek byvoorbeeld het meer passive ek het seker ook maar gebalanseerd, want ek gaan stap baie met Tafelpaf, maar ek het baie meer langer passive meditation tye, en wat ek vind vir my baie help at least, is as ek aan die begin klaar deur as daar iets gedagte opkom, dan hanteer ek dit, in plaas van om dit te probeer onderdruk, dan, okay, sê nou maar ek dink nou aan vanaand se kos, dan dink ek gegaan aan vanaand se kos, en ek kry dit uit die pad uit, en dan sê ek, okay, weet jy wat, ek nou nie verder oor te dink, dis hanteer, en dan sê nou maar ek dink aan, weet jy wat, maar ek moet nog wasgoed gaan doen, dan, okay, fine, dis okay, wanneer gaan jy wasgoed doen, jy gaan môreoggend gou wasgoed doen, dis van die lysie af, en dan, deur dit so skoon te maak, help dit om dan actually spasie te maak om te dink aan die ander dinge. Of hoe ek voel of so. Ja, nee, ek stem saam met jou. Anyway. Ek wil net gou iets sê, weet jy wat jy dit nou gemention van, dat dit so belangrik is, dat mens dink oor jou toekoms. Wag, ek het eintlik gesê wat ek daaroor wou sê. Maar ja, ek stem 100% saam, deur te dink oor jou verlede, dink jy oor iets wat jy al klaar weet. En dit is anders as om te dink oor iets wat jy nog nie regtig weet nie. Want jy kan nie verander aan wat jy weet nie, maar dis daai wat ons gesê het van,
as jy dink oor iets wat jy nog nie weet nie, kan jy imagine en jy kan dan besluit hoe jy moet verander om dit te kan maak werk. Yes. Maar okay, sorry, laaste ding wat ek net wil opbring is wat jy genoem het oor die geloof in die kerk. En dit maak eintlik nou 'n mooi full circle want jy het nou kerk toe gegaan, maar ek dink dis belangrik, dis is 'n kernpunt eintlik van dit is om daai community te hê. Ja. Dis wat dit so half, ek sê nie dis die hoofrede nie, maar ja, dit help. Op soveel verskillende aspekte, soos dit maak mens, ja, ek dink nie as ek hoef uit te brei op die verskillende aspekte nie, maar dit help regtig om daai community te hê waar jy gaan en nie net permanent by die huis in jou kop is en sê, okay, hierdie is wat dit, ander mense het ook ander perspektief op wat dit beteken. En ek dink dis ook tot 'n mate hoekom dit lekker is om byvoorbeeld 'n selgroep te hê, waar dis nie, almal dink nie altyd 100% dieselfde nie, maar almal chip 'n idee in. En op die ou ende kry mense 'n beter idee van wat dit regtig is. Ja, dit laat my dink aan iets anders. Sorry, sê maar eers as jy iets het. Nee, ek wil net sê, ek stem saam met jou oor die community. Vir my, community is daar vir jou om dit wat in jou kop is, soos you bouncing off ideas from them. You bouncing ideas off of them. Bouncing ideas. Maar ek was ek gaan dit nou sê. Exactly, dis presies Ja. So dit is nie, 'n community is baie belangrik vir daardie aspek. Ek kan nog nie verseker sê dat ek my community van 'n geloofsperspektief af gekry het nie. Ek wil baie graag nie net NG Kerk gaan besoek nie, maar ook 'n apostoliese kerk. My pa het apostolies groot geword. En 'n baie cool ding vir my van 'n apostoliese kerk is hulle glo nie noodwendig in die hemel en die hel nie. Die apostoliese kerk kyk meer figuurlik na die Bybel as wat die NG Kerk doen. Die NG Kerk, in my opinie, obviously, weer eens, kyk na die Bybel uit 'n baie letterlike manier. En dit is vir my moeilik, want dit kan nie letterlik wees nie. Dit is, as ek kyk na geskiedenis en taalgebruik in geskiedenis en selfs kuns, dis 'n baie figuurlike ding. Hulle het in poetry gepraat, basically. So ja, ek sal baie graag wil gaan kyk hoe dit is by apostoliese kerk, as wat ek net gaan, soos ek het nou 'n kerk gekry, dis die naaste kerk, nie dat dit die naaste kerk is nie, maar dis die naaste kerk, en ek gaan nou net stiek daarby, want ek was nou 1 keer daar, so gaan nou, so ek wil gaan en explore. Ja. Wat het jou ma gesê, dat hulle sport, of was hulle soos, dis weird? Nee, my ma sal nooit sê dis weird nie. Hulle dink anyway ek is weird. Ek is anyway, ons almal weet, ek is die swart skapie in ons gesin, so dis fine, dit pla my nie. Maar my pa was soos hy dink is great. My pa, kom ek sê so, my pa is 'n baie structured mens. En hy dink dit is 'n goeie ding, dat ek structure soek in my lewe. Ons het die naweek actually 'n baie lang gesprek gehad oor dit. En sy probeer nou dink, hoe sê ek dit? Die ding wat hy vir my gesê het was, en ek stem saam met hom, die mensdom het struktuur nodig om te kan oorleef. Ek sê nie almal moet Christene wees nie, en ek sê nie almal moet glo in Christendom of God nie, maar hoekom dit vir my sin gemaak het, hoekom dit vir my sin gemaak het, is, ek voel, en ek het dit met my pa gedeel, soos ek voel, dat die hele liberale movement, die wokeness van die wêreld, baie unstructured is.
En want dit letterlik gaan teen taal wat al jare, duisende jare lank bestaan. Dit gaan teen biologie, wat al, die hele human bestaan. Anyway, so dit is moeilik, want daar's nie structure nie. Hoe kan daar structure wees as die hele doel van dit is om nie structure te hê nie? Waar dit vir my voel asof vandag meer mense in ons generasie, al is dit mense aan die regskant van politiek of van ideologie, soek structure. En te veel structure kan 'n slegte ding wees. Kyk na Noord-Korea, Suid-Korea of whatever, waar daar te veel structure is. Dit kan 'n slegte ding wees. I feel like a true artist, hey? Dit gaan maar net oor balans, I guess. En om 'n morele structure te hê is 'n goeie begin. In my opinie. Miskien kan ek vir jou vra, en jy kan dit obviously later weer revisit, maar hierdie is dalk 'n goeie meditation exercise. Wat is dit wat jy uit dit uit wil hê? Uit die feit dat ek nou kerk toe gaan. Jy sê van community, is dit, wil jy meer in 'n community involved wees, of wat sal jy sê is wat jy uit dit uit wil hê? Wat wil jy, nie, ek gaan nie eers 'n tyd vry man dit sit nie, soos, wat sal dit vir jou die moeite werd gemaak het, as jy met dit hier kan wegstap? Nie hier nie, uit die hele idee uit. So, vir my gaan dit oor, toe ons gepraat het oor dit, nee? Toe vertel hy vir my van wat Jordan Peterson gesê het oor geloof, en soos die emptiness daarvan sê dit nie. Okay. Ek kan nie onthou of dit hy was nie, maar wie ook al dit was, ja. Ja, okay, wie ook al dit was. Doesn't matter. Ek gaan dit net gou vinnig sê, dis die idee van 'n God-shaped hole in every man. Ja. Ek dink dit is Jordan nie, maar anyway. Doesn't matter. So ek het gaan dink daaroor, obviously, en ek was soos, okay, maar dis nie dat ek nie glo dat daar 'n higher being is nie. Dis nie dat ek nie glo dat daar 'n God is nie. Ek dink die rede hoekom ek hierdie doen, buiten vir die feit dat ek 'n community wil hê, omdat ek nie meer drink nie, en omdat ek soos baie erg is oor oefening nou, en gesond eet, en dink ek my vriende en familie is bietjie soos, hulle weet nie meer of hulle wil tyd spend met my, of soos wat gaan aan nie. So maybe a community vir die feit dat ek ander mense soek, wat bietjie meer align. Ja, wat bietjie meer align, dankie. En ook vir die structure daarvan. Ek dink ek is soek na ek sukkel om te articulate, maar ek gaan dit kry, wag. Ja. Ek dink dit help ook iets byvoorbeeld met my. Ek dink dit help my om makliker, sorry, unload disclaimer. Die feit dat ons sukkel om antwoorde te kry vir die vrae, beteken nie dat ons nie dink dis belangrik om 'n antwoord te neem. Die feit dat ons nog dink, die feit dat ons so lank vat om op 'n antwoord te kom, wys presies dat dit iets is dat ons werklik, soos dis 'n honest answer wat ek dink jy vir my probeer gee. Ek dink jy probeer my regtig antwoord met 'n hierdie is my eerlike opinie. En so ek dink vir my byvoorbeeld is dit, ek wil 'n beter mens wees. En ek dink werklik hierdie het van baie slegte mense baie beter mense gemaak. En die feit dat dit kan doen, wys dat daar iets in dit is. En ek wil ook iets van dit hê. Ja.
Ek dink dis waar ek dit sal los vir my. Ek stem saam met jou. Ek dink ek is in dit vir dit wat ek kan leer. En mense kan altyd iets nuut leer. Ja. Maak nie saak wie of wat vir jou iets sê nie, daar's altyd iets om te leer. So, en as dit my die geleentheid ook gee om toevallig meer van myself te leer ken, iets wat ek regtig 'n groot voorstander van is, om jouself te leer ken, dan hoekom nie? Ja. Want ek het niks om te verloor nie, so why not? Ja, dis actually baie interessant dat jy dit sê, want dis een van die, ek het gister byvoorbeeld, ek sê dit nie nou net om te sê nie, maar ek het gister legit heel toevallig actually 'n walking meditation gedoen, soos geluister na iets wat soos 'n guided meditation terwyl ek geloop het. En dit was eintlik interessant geweest, want deel van die, soos dit was 'n self-inquiry meditation geweest, en op die einde van dit, toe vra dit, wie is jy? En toe sê die persoon, dis baie makliker om te sê, en dis iets wat ons laasweek ook gedoen het, ons het gegaan, soos, ons het nie byvoorbeeld gesê, hoe oud is ons, die maklike antwoord is byvoorbeeld om te sê, hoe oud is jy, en wat se werk doen jy, en wat jy van hou om te doen, en sulke goed. En dit is belangrik, maar wat hy toe gesê het, en wat vir my soos 'n wow oomblik was, is dat was jy toe jy gebore is, jy was jy toe jy 13 was, jy was jy toe jy hoërskool toe gegaan het, jy gaan jy wees as jy 50 is, jy gaan jy wees as jy 80 is. So, jou ouderdom is nie wie jy is nie. En Jou wat jy naam doen is ook nie wie jy is nie, ja. Jou naam is nie wie jy is nie, exactly. So, wie is die persoon wat observe wat jou liggaam doen, en dis wie jy is. En dis my eintlik half soos, ja, so as jy kan leer wie daai persoon is, wat daai persoon se emosies is, wat daai persoon maak, dink ek regtig dis 'n big gain. Ja. Okay, dit was great fun. Ek dink ons moet seker nou stop, want is al soos 10 minute oor 'n uur, so wat? 70 minute. Dit was ons amazing tweede, maar eerste episode oor iets wat ons actually enjoy. Ja. Anyway, enigiets nog van jou kant af? Ja, sien jou volgende week. Sien jou volgende week. Awesome. Bye ouens. Like en subscribe. Bye.